Vriende, baie welkom vanaand, ons laaste aand van Pinkster, en ek wil van my kant af net so 'n paar dankies sê, een vir julle, wat elke aand hier was. Dit was koud geweest, een van die aande, en julle het net vasgebyt en gekom. Dis vir my, en ek praat namens my en Isak, is dit lekker geweest om saam met julle te wees. Is vir ons lekker om mense om ons te hê. Dis vir ons lekker as mense sê, ons het julle gehoor, want dit het oor gehoor gegaan. Ons het julle ook gesien. Ons het julle ervaar. En dat mense sê, ons het nog nooit so oor die tema bijvoorbeeld gedink, soos ons nou daaroor dink. Dankie van ons kant af vir elkeen van julle. Ek is seker julle dit soos ons ook ervaar, dat ons iets van 'n dorp gevoel gekry het hier. En ons in Wes Familiekerk is regtig dankbaar. Ons is deur 'n rowwe tyd en ons is dankbaar vir julle wat eintlik julle arms om ons geslaan het. En op so 'n wyse saam met ons vanaand ook is. Ons is lief vir julle by die moedergemeente spesifiek, maar dankie vir almal van julle. Vir Wesgemeente dankie vir al die regstaan in die aande. Die koffie in die portaal, julle vriendelike ontvangs, die ruik en die proe daarvan in die portaal, die ruik wat Isak hier met die wierook hier gehad het, ook vir die moedergemeente wat 2 aande ingestaan het met heerlike sop en broodjies, baie dankie. Ons beskou dit nie as vanselfsprekend nie. Dankie vir hulle wat vanaand lekker melkkos gemaak het. Ons gaan dit ook geniet. En ook die gereed maak elke aand vir die nagmaal. Ek hoop dat ons iets ervaar het van die normale dat 'n nagmaal, en veral die instelling daarvan, was nie iets spesiaal nie. Dit was nie iets dit was 'n normale ete wat die Here Jesus dit ingestel het. En eintlik as 'n mens daaroor dink, is die diepte daarvan, dat dit op ons groei in sy normaliteit, oor die betekenis en die diepte daarvan. So, ja, baie dankie vir die moeite vir inskik en alles. Isak, dankie, ek het ons jou gestretch, but you did well. Baie dankie, en ek dink julle kan regtig vrou Isak sommer net 'n lekker hande klap, dit was lekker om saam met hom om dit te doen. Was vir my gisterand net eintlik fenomenaal, toe jy sê, ons hoor mekaar sing, en dis waar. Ons hoor mekaar se geloof op so 'n manier. Pieter, jou in die lofspan elke aand vir die skep van 'n atmosfeer van aanbidding. Julle ouens, as ons hier kom half in die aande, dan is julle uur voor die tyd hier en julle oefen, en baie dankie aan elkeen van julle vir julle spesiale bydrae om ons te help om God se teenwoordigheid te beleef, om te hoor, om te sien en om te ervaar. En dat ons uiteindelik by 'n plek kan kom waarin ons weet, it's not a nice melody, daar's meer in dit. En julle het vir ons dit baie duidelik geïllustreer. Dankie. Alta, dankie vir die vanaand is hier, altyd vir my gesê, die Here het op die hart op haar gesê, sy sê, hy is die alfa en die omega. En die hele gedagte van die rots wie hy is, en dat die 2 ligte wat sy vanaand hier op het, sy gesê, in hierdie pad van dat hy alles is hy ook die lig in ons lewe. Dankie Alta. Het is baie dierbaar van jou om dit vanaand ook vir ons so te kon uitstraal. Ek wil vir my broer Isak vra, jy moet hierdie Pinkster tema op een of ander manier help afrond. En dit is in Lukas 24. Nou Isak, jy ken dit baie goed, dis die gedeelte waar die Emmausgangers, en jy nou hoor, hoe vat dit nou hierdie hele week saam? Die Emmausgangers is by die hele gebeurtenis rondom Jesus se kruisiging, en hulle is baie depressed, want hy is nou dood, en hulle het die verwagting gehad, soos die ander Jode, dat hy nou die koning sal wees, en nou sal hy op pad terug Emmaus toe, en hulle voel nie lekker nie. Daar staan, hulle was geweldig swaarmoedig. Hulle was droewig, sê vers 17 in Lukas, hoofstuk 24. Hulle was droewig. En nou los Jesus nooit sy kinders
wat op pad is met hom, los hy nie so nie. Hy los hulle nie so nie. En dis 2025 nog steeds so. As ek en jy deel is van hierdie skare van geloofsgetuies, en ons is ook droewig, en ons soek hom ook, en ons wonder ook waar is hy, en baie sal so ver gaan, sy is dood, en ek hoor hom nie, en baie goed. Dan raak dit Jesus. En dan gaan stap hy saam met hierdie manne. En uiteindelik, as hy kom op 'n plek waar hy verder wil gaan, dan maak of hy verder wil gaan sê, nee, kom eet saam met ons, en toe hy die brood breek, die nagmaal, sou ons kon sê, het hulle waarskynlik seker sy hande gesien, en dan stap hulle weg, hulle hardloop terug Jerusalem toe, om vir die disippels te gaan sê, hy lewe. En nou moet julle dit hoor nou hier. Ons lees hiervan in vers 34, hulle die nuus gaan vertel, die Here is regtig opgewek, en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op die pad gebeur het, en hoe hy aan hulle bekend geword het, deur die breking van die brood, elke aand by ons. Het hy by hulle bekend geword. Daar gebeur iets met 'n nagmaal. Ons verstaan dit nie. Ons dink daaroor, en ons kan baie daaroor preek, maar daar lê 'n misterie in wanneer ons die wyn en die brood breking ervaar. Hoe hy aan hulle bekend geword, die breking van die brood. Terwyl hulle nog besig was om hierdie dinge te bespreek, het Jesus skielik tussen hulle gestaan, vir hulle gesê, vrede vir julle, kom tot bedaring. Hulle het groot geskrik en beangs geword. Hy sê toe vir hulle, waarom is julle so verward? En kom daar twyfelgedagtes in julle harte op. Kyk na my hande. Kyk na my hande en my voete. Dis mos ek self. Vat aan my en kyk. 'n Spook het tog nie vleis en bene soos julle kan sien dat ek het nie. Terwyl hy dit sê, wys hy vir hulle sy hande en sy voete. En dan is hulle bly. En luister, daarop gee hy vir hulle 'n stuk vis. Hy het dit genoem en in hulle teenwoordigheid opgeëet. Hulle het saam gaan kuier in die saal. Hulle het saam geëet. Is dit nie mooi nie? Is nie mooi dat ons hierdie elemente van al die sintuie hier in Lukas, dat ons in Lukas kry nie. Dit is amper die preek. Maar ek challenge my boetie uit om dit verder te vat. Dat ons hier dit kan mooi red. Here, baie dankie vir hierdie aand, dankie vir ons saamwees, dankie vir 'n week van saamwees, dankie vir 'n week van ontdekking, van hoor, sien, proe, ruik, en ook vanaand van voel. Dankie daarvoor. U is hierdie ongelooflike God. There's no one like you. En ons wil dit vanaand nie net liggies sê, ons wil dit vanaand verklaar. U is die Alfa en Omega. Daar's niemand soos u nie, Here. En ons eer u vanaand as die ene vir wie die Heilige Gees die realiteit wil kom skep van 'n lewende Here wat by julle is en wat julle in elke omstandigheid waarin jy is, of my seun gisteraan soos Geraldine se seun in 'n ongeluk was, ek is by jou. Ek is by jou. Dankie Here, ons loof U in Jesus se naam. Amen. Waardig is die Here, magtig is die naam, ver bo als verhewe Vader, lieflik in nabyheid, ver bo ons verstaan, veilig kom ons al hoe nader.
Vir altyd sal ek sing, sal ek sing tot in ewigheid. Jy kan sê dankie. As ons vanaand praat oor aanraak, Here, oor tas, om te voel, dan sit ons intense gebed. Kom raak ons aan. Raak ons aan vanaand, deur dit wat ons hoor, dit wat ons vanaand kom ruik, dit wat ons vanaand kom proe, dit wat ons vanaand in die gees van God kan ervaar. Dankie, Here. Amen. Ons praat vanaand oor die 5de sintuig en dis van tas of gevoel. Nou, van al die sintuie is tas die sintuig wat nie met die kop te doen het nie. Die ore, die tong en die neus, en dis alles hier. En daarom as 'n mens dan nou oor tas dink, dan is dit amper asof mens die gevoel kan kry, dis nie so belangrik soos die ander 4 nie. Die ander 4 is meer naby die sentrum van 'n mens se kop, dis dalk belangriker. Dis in elk geval nie waar nie. Toe ek voor die reeks begin het daar in die Kaap, het ek so vir Elna gesê, Elna, hoe dink jy oor hierdie goed, die sintuie? En toe skryf Elna vir my e-mail, sy vir my, die vel is die grootste orgaan. Die vel wys as jy skrik, want jou hare staan regop. Die vel wys as iets mooi is of as dit koud is. Jy kry hoendervel. Sy sê die vel is jou termometer, dit reguleer jou temperatuur, laat jou sweet en laat jou afkoel. Sy sê ons verloor ons vog en afvalstowwe deur die vel, dis reinigend. Die vel is belangrik. En daar's 6 goed wat ons vanaand mekaar daaroor wil kom sê. Want as jy by dit huis Leroe in Robertson, waar ek deel is van die bejaardes, in die leiersgroep daarvan, is van die bejaardes se grootste begeerte, dit wat hulle die meeste mis, is 'n kleinkind wat op hulle skoot sit. En ek nou dit skryf, toe dink ek daaroor, nou toe ons in die Kaap aankom het, toe ons daar in Heidelberg by Andriele en Mila, ons klein kind kom sit, so hy syf teen my, met haar koppie teen my. Vriende, in die 25 jaar wat ek by skoolverlaterskampe betrokke was, is deel van die kinders wat 'n matriekkind die meeste mis en gemis het, is die feit dat 'n matriekkind sou sê, my pa het nooit aan my geraak nie. My pa het my nooit omhels nie. My pa het my nooit 'n drukkie gegee nie. My pa het my nooit belangrik laat voel nie. So, as 'n mens dit kom sê, dan kom sê ons Renier wat hier voorsit, vriende, hy's blind sy hele lewe,
is tas. Sy hele lewe is tas. Dat hy nie kan sien nie is okay. So Barend, sal jy gou net vir my hier kom lees? Asseblief. Is jy blind? Nee. Maar kan ek sien? Kan ek nie lees? Voel aan. Skus Pieter, ek is nou buite reeds. Kan jy dit lees? Hy kan. Daarom bly sonde. Daarom bly sonde. Dankie Renier, is genoeg. Hy sien niks. Hy sien alles. God openbaar vir Renier wat Barend nie kan sien. En dalk meer. Want ons sien al die volgende vers, hy voel hom nog nie. En ons sien hierdie ding wat my aandag aftrek, of daai ding wat my aantrek. As ek hier is ek hier met God. Ek beny jou dit baie keer, Renier. Dis vir Renier sy hele lewe. Daarom beleef hy die grootheid van God, dat God hom aan Renier kan openbaar deur wat hy voel. Vriende, die geleerde mense sê, wanneer jy oor kommunikasie praat, dan is dit wat jy vir mense wil sê, die inhoud, die woorde wat jy spreek, is 7% werd. Die stemtoon waardeur jy praat, is 38%. En die nie-verbale kommunikasie is 55%. Met ander woorde, dit wat ek met my liggaam kom sê. So vir baie mense, en nou is ons nou vanaand, gaan ek julle gemeente nou help. Ek gaan julle nou help, dis Sondag Vadersdag. So ek wil nou niks van die vrouens nou hoor nie. Daar's 5 liefdestale, waarvan een nou aanraking is. So wie van die paas wat hier sit, is jou liefdestaal geskenke, jy like 'n geskenk. Steek op jou hand. As jy geskenk is, nou die vrouens moet nou mooi kyk, want jy moet persente koop die week. As jou man se geskenk is, jy gaan koop. Wie van die mans wat hier is, doen net vir my iets goed, doen net iets vir my mooi, help my net. Dan sê, jy sien. Wie van die mans wat hier is, raak my net aan. Julle gaan goedkoop wegkom. Myne is glad nie geskenke nie. Vir my is dit bewoorde van bemoediging. As iemand vir my sê, baie dankie wat jy vir ons doen, en dankie, is fyn. So ek het julle met Moedersdag gehelp, julle kan my rekeningnommer na die tyd kry. Vriende, aanraking, sê, ek vertrou jou. Kom ek wys dit vir julle. As dit in jou huwelik met jou liefdespartner nie meer goed gaan nie, wat gebeur? Los my. Moenie aan my raak nie. Lê daai kant. Ag, ek weet gebeur nie by julle nie, is net by ons. Skus Bokkie. Moenie aan my raak nie, lê daai kant, los my. Ons praat nog, al beklei ons. Ons luister nog. Ons luister ook na mekaar, al is dit net om 'n swakpunt in jou argument te kry. En ons eet ook saam, solank ek nie so kan gif gee. Johnny, my oudste boetie, is met Rina getroud, en sy sê vir my ander boetie, Peri, as ek met jou getroud was, ek sê jou gif gegee het. Johnny sê, as Peri met jou getroud was, sou hy die gif gedrink het. Vriende, waarom is
En julle ken my gelukkig. Waarom is dit vir my altyd lekker om te druk? Want ek wil jou binne my spasie toelaat. Ek hou nie van ver af goed nie. Ek hou nie daarvan om een kant te staan nie. Pieter het moeilikheid om my nie by julle daar te kry nie. Want afstand bring verwarring, bring onsekerheid. Maar dis die teendeel is dan, dis ook waar, sodat wanneer dit met jou nie goed gaan nie, en jy soos Geraldine, wat sy seun gisteraand in 'n motorongeluk was, wat daar agter sit, of Elnout se hond gisteraand doodgery is, dan sit jy met dit, en as iemand net aan jou raak, en jou drukkie gee, dan gebeur daar iets met jou. Hoekom? Want mense dat vir jou op 'n manier sê, ek wil naby aan jou wees. Ek wil net naby aan jou wees in oomblikke wanneer jy swaar kry. So, hierin lê die hart van God. Vriende, die grootheid van God lê daarin geopenbaar, dat die hart van God daarin is om naby aan mense te wees. Hy skape vir Adam en Eva, wat doen hy? Elke dag staan daar in Genesis, het hy hulle besoek. Wou hy naby hulle wees. En wat gebeur as hulle sonde doen? Vlug. Moenie naby hom wees nie. En dwars deur die Ou Testament, sien ons deur die profete, sien ons oral, gaan lees dit maar, dwars deur die Ou Testament sien ons die begeerte van God om naby aan sy mense te wees. Uiteindelik tot op so punt, dat hy sy seun na die wêreld toe stuur. Weet jy wat? Ek en jy wat vanaand hier sit, wat net 'n bietjie kan dink, kan wat vanaand vir mekaar kom, sê, vriende, die Here Jesus, God die Vader, die Heilige Gees, kon 'n baie makliker verlossingsplan uitgedink het. God sê, nee. My seun Jesus moet sy hemelse heerlikheid verlaat, mens word. Waarom? Sodat mense aan hom kan raak. En hy aan mense kan raak. Johannes, kom leun nie teen my. Maria, jy het beter gekies as Martha om rond te skarrel. Jy is hier by my. Here Jesus se begeerte is dat mense aan hom raak. En dat hy ook aan ons kan kom raak. Hy wil naby aan ons wees. En dit is hoekom ook met die instelling van die nagmaal, nou het die aand gesê, in die Rooms-Katolieke kerk sê, maak op jou mond. Ons gaan die brood in jou mond sit. Jy is te sondig om aan dit te raak, en God is te heilig. Die Here Jesus sê, nee. Neem jy die brood met jou hande, want dit is my liggaam. Want so raak jy aan my liggaam. So raak jy aan my bloed. En dan maak jy die keuse om dit jou eie te maak. Om Jesus Christus deel van my lewe te maak. As ons nou na die Bybel toe gaan en ons praat oor ons tas sintuig. Vriende, dink maar net vir 'n oomblik, en weet jy lees dit op elke bladsy van die Nuwe Testament omtrent raak. Dit sou vanaand baie tyd in beslag geneem dat ons al die tekste vir julle moes kom uitspreek daaroor. Maar dink maar net aan al die genesings wat God sy grootheid laat beleef het deur dit wat hy vir mense gedoen het. As ons net so 'n paar noem, Matteus 8, lees ons van 'n melaatse man in vers 3, in Matteus 8. 'n melaatse man het mag niemand naby hom gekom het nie, never mind aanraak. En nou moet jy mooi gaan lees, gaan lees bietjie, gaan doen bietjie Bybelstudie daaroor. Oral waar die Fariseërs by was en mense 'n siekte gehad het wat aansteeklik kon wees, daar het Jesus aan hulle geraak.
Dit was of hy moeswillig was. Vir hy gewys het hoe belangrik is aanraking. En dan raak hy hierdie melaatse man aan wie niemand wil raak nie, by niemand wat niemand by hom wil kom nie. Raak hy hom aan en 'n oomblik is hierdie ou se melaatsheid genees. Kan jy dink aan die grootheid van God wat daai man ervaar? Van jare se afsondering. Jare se nie kontak hê nie. Ewe skielik kan hy sy familie omhels. In dieselfde hoofstuk 8 vers 15 is Petrus se skoonma met hoë koors en Jesus raak haar aan. En dan in Matteus 9, in die volgende hoofstuk, kom daar 'n vernaamde Joodse leier en hy sê, Here, my dogter is nou net dood, vers 18, kom sit asseblief tog net u hand op haar. Kom sit net u hand op haar. En dan sê Jesus, as iemand vra, dan gee ek. En dan stap hy saam met hierdie man. En op pad soontoe, kruip 'n vrou deur die skare se voete. En sy raak aan hom, aan die kleed. En Jesus sê, iemand het aan my geraak. Disippels sê, nou is hy nie lekker nie. Hier's 'n magt om mense wat aan die raak. Die Here sê, nee. Iemand het aan my geraak met 'n doel. Is iemand net aanraak nie. Is iemand wat desperaat is om met haar hand aan my kleed te raak. En dan genees die Here haar bloedvloeiing. Sien jy vanaand daai vrou? Miskien is jy vanaand die man wat in omstandighede is, as ek net aan hom kan raak. As hy net aan my kan raak. En vriende, dis 2025. Ek en jy leef met die realiteit van die Heilige Gees in hierdie Pinkstertyd, waaroor ons die belydenis op ons lippe neem, dat die Jesus van gister, vandag en tot in alle ewigheid nog nooit verander het nie. Die Jesus kan jou in hierdie kerk vanaand die belewenis gee. Dat hy weet jy raak aan hom. Dat hy jou raak sien. Die Jesus wat vir jou wil kom sê, ek wil ook aan jou raak. En dan gaan hy verder, en 2 blindes raak hy aan in vers 29. In vers 31 in Matteus 14, is dit Petrus wat wil sink. As Jesus vir hom sê, kom na my toe op die water, die storms, en dan is Petrus in die geloof dapper, en dan klim hy die boot uit, en hy loop op die water, en dan sink hy. En dan, terwyl hy sink, is dit Jesus wat hom optel, met sy hand. Petrus, ons het geweet, jy is stupid. Ons het geweet, jy is voorvarend. Ons ken jou type. Hoe het jy gedink, jy gaan op die water loop? Weet jy wat het gebeur? Hy het die belewenis gehad van Jesus, wat my aanraak. En my uit water uit na veiligheid bring. En dan sê die Here, soos die Vader my gestuur het, so stuur ek julle. Om wat te doen? Matteus 16 vers 18. Sê die Here Jesus na sy opstanding, hulle sal siek is, sal julle die hande oplê, en hulle sal gesond word. Eltricia, kom gou hiernatoe. Jy was hoe oud gewees? Hoe oud was hulle Patrys? Of sy nou? 10.
2,5 jaar oud. Hier in hierdie kerk. Toe het jy beenmergkanker gehad, né? Beenmergkanker gehad. Ons almal in hierdie gemeente en hierdie dorp het saam geld ingesamel. Ons almal het vir toetse gegaan dat ons miskien 'n stamsel ooreenkoms met jou kon hê. Kan jy dit onthou? Nee, jy sal dit nie onthou nie. Jy het gehoor. Okay. Janie Pels het dit gesing. En Janie sê, die God wat mense genees is nog steeds so. En hy sê vir my, Marius, kom bid vir haar. Sit jou hande op haar. Ons daar gesalf. En dis lekker, Patrys, ouma is vanaand hier, ma's ook hier. Jy. En Fanny, toe geleef van Fanny, ons hoor niks nie, want hulle sou Kaapstad toe gaan, ons skenker gekry uit Duitsland uit, of iemand wat ooreenstem met haar, sy sou in die grote skuur of iewers in Kaapstad sou julle die nog gehad. Niemand mag naby haar gewees het in die tyd nie, 'n klomp tyd. Ons hoor niks nie. En so 2 weke of 3 weke daarna, Patrys, jy sal nou weet, stap Fanny en Patrys by my in die pastorie in. En sê, Marius, ons wou nie voor die tyd kom, ons wil die dokter se brief vir jou bring. Sy's genees. Sonder enige oorplanting. En hier is jy. Ek sluit af vanaand met Johannes 20 vers 24 tot 29, waarin ons die Here Jesus se opstanding beleef en dan sy begeerte dat mense sal weet hy lewe. En dat mense aan hom sal vashou, dat mense aan hom sal raak. En ten spyte daarvan dat hy vir Maria gesê het, moenie aan my raak nie, Maria. En Maria tot geloof kom op grond van die feit dat sy die sintuig van sien, van hoor, haar naam hoor, toe hy vir haar sê Maria en sy sê Rabboni. En Petrus en Johannes die sintuig van sien, die doeke en hardloop. Maria sien en val neer en sê Rabboni. Petrus en Johannes sien en hardloop terug. Te getuienis, soos die Emmausgangers wat gesien het. Thomas sê, nee meneer, dat ek dit sal doen nie. En dan lees ons hoe dat die Here Jesus aan die disippels verskyn, en dan hoofstuk 20 lees ons uiteindelik, is Thomas nie daar nie, maar Thomas word die vorige week gesê, jy was nie verlede week by die kerk nie, maar ons sê Jesus was hier. Sê Thomas sê, daar is nie 'n manier dat Jesus lewe nie. As ek nie aan Jesus kan raak nie, gaan ek nie glo nie. Thomas, wat ook Didymus genoem is, een van die 12, was nie saam by die ander disippels toe Jesus daar aangekom het nie. Ons het die Here Jesus gesien, maar hy het vir hulle gesê, as ek nie die merk van die spyker in sy hande sien, en my vinger in die spykermerke steek, en my hand in sy sy steek nie, sal ek nooit glo nie. 8 dae later was Jesus weer daar. En Jesus sê vrede vir hulle, daarna sê hy vir Thomas, bring jou vinger hier, kyk na my hande, en bring jou hand, en steek hom, raak my aan, in my sy, sodat jy kan glo. My Here, en my God. Want ek het hom gevoel. En ek het hom gesien. 19 April 76. Shackled by
heavy burden, neath a load of guilt and shame. Then the hand of Jesus touched me. Now I am no longer the same. He touched me. Oh, He touched me. Oh, the joy that floods my soul. Something happened, now I know. He touched me and made me whole. Since I met this blessed Savior, since He cleansed and made me whole, I will never cease to praise Him. I'll shout it while eternity rolls. Oh, He touched me. Yes, He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and made me whole. Oh yes, He touched me. He touched me. And oh, the joy that floods my soul. Something happened, and now I know He touched me and He made me whole. 19 April 76. Daar op die berg by Krugersdorp. He touched me. And I'll never be the same. 12 Junie 2024, 2025. Sit jy in 'n kerk met dieselfde God wat deur sy seun Jesus vir jou elke prys wat te betaal is, het hy betaal. Wat in sy hart net een begeerte is om naby jou te wees. Nee, in jou te wees. Hy wil jou aanraak. En as jy nou die brood neem in jou hand, en jy eet die brood vanaand, dan sê jy daarmee, He touched me. En as jy die wyn drink, He touched me. And I'll never be the same. Dominee Madderstein was kapelaan. Sluit daarmee. In die ou dae toe ons nog op die grens was en ons in buffels en beskermde voertuie gery het, ry Dominee Madderstein as diensplig kapelaan in een van die voertuie. En een van die troepe sê vir hom, Dominee, het jy gehoor van die grappie gehoor van die ou wat
wat in die berg geloop het en toe val hy teen 'n kraans af. En soos die genade van die Here werk, toe is daar 'n tak. En toe hang hy aan die tak. En hy skree, hy sê dalk iemand wat my kan help. En die ou leuenseboer en hy sê, ek bid vir jou. Is dit dalk iemand anders wat my kan help? Van die mense aan buitekant wat aan takke hang. Vra nie vir jou bid vir my nie. Kom raak my aan. Kom help my. Amen. Here, dankie dat hier vanaand vele in hierdie kerk sit, wat hierdie getuienis het. He touched me. U het ons aangeraak, U het ons in hierdie week aangeraak. Deur wat ons gehoor en gesien en geproe en geruik het en alles. Here, moenie dat ons dit vergeet nie. Elke keer as ons kos eet en ons sê lekker eet, is dit omdat U ons lief het en vir ons kos gee. As die natuur ruik, is dit omdat U ons lief het en grootheid vir ons wys. As ons die evangelie op 'n Sondag hier of in moedergemeente hoor, dat ons U liefde hoor. U ontsettende omgee. En as ons alles ruik wat lekker is, dankie dat U so groot God is. U is 'n bietjie te groot, Here. Ons is 'n bietjie te klein, maar dankie. Dankie daarvoor. Amen. In hierdie lied saam sing. Hierdie lied sê ek wil naby aan U wees, soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees, soos 'n seun op sy vader se skoot. Ek wil naby aan U wees. Dit is die plek waar ek hoor. En U tel my op, neem my in U arms. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op, dra my in U arms. En U tel my op, en laat my nooit weer gaan. Ek wil naby aan U bly, soos 'n kind op die Vader se skoot. Ek mag naby aan U bly. Dit is die plek waar ek woon. En U tel my op, hou my in U arms. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op, en dra my in U arms.
en U tel my op en laat my nooit weer gaan. Dra my deur die diepe water, waar ek self nie meer kan sien. In U arms is ek veilig, wanneer U my dra, as ek nie verder kan gaan. Ek mag naby aan U bly, soos 'n kind op die Vader se skoot. Ek mag naby aan U bly. Dit is die plek waar ek woon. En U tel my op, hou my in U arms. En U tel my op, druk my styf teen aan U vas. En U tel my op, dra my in U arms. En U tel my op, en laat my nooit weer Okay, kom sluit af. As ons dan nou aan raak, aan tas vanaand gedink het, dan wil ek hê by iemand net staan wat jy aan kan raak. Ek gaan nie by jou staan, Renier, moenie worry nie. Ek gaan afkom na jou toe. So, sê net vir die ou wat jy naby aan is, ek het nodig om iemand naby aan my te hê. Sê dit vir iemand, ek het iemand nodig om, Renier, ek het iemand naby my nodig, hoor. Ek gaan nou by jou staan. Mag ek naby aan jou wees, as jy my nodig het. Mag die Here se genade met elkeen van julle wees. Mag die Here se liefde ons uitreik om aan mense te raak. En mag mense ons aanraking beleef as die liefde van God. Die Here seën julle en die Here eer julle vir julle geloof. Amen. Shackled by a heavy burden, beneath the load of